Ek wil jou vertel van 'n storie in die Bybel wat afspeel soos 'n season op Netflix. Die storie begin in episode 1, ontmoet ons hierdie vrou by die put in Johannes 4. En hierdie vrou begin met Jesus te gesels en vroeg in hierdie storie, as ons die karakters begin verken, kom ons agter hierdie vrou se hele lewe, haar hele identiteit bestaan daaruit dat sy wil graag deur ander mense begeer word. Sy wil graag ander mense moet haar lief hê. En Jesus begin met haar pad te stap. En soos dit hierdie season aangaan, sien ons die vrou begin oop te maak en sy ontmoet vir Jesus. Sy kom agter wie hy is. Hy's die Messias. En Jesus sê vir haar dinge oor haar lewe. Hy begin bietjie vir bietjie met haar te werk en ons hierdie groot ervaringsoomblikke. En dan wanneer ons aan die einde van hierdie seisoen kom, doen ons verwag, nou gaan sy die ontmoeting met Jesus hê, nou gaan daar iets groots gebeur, 'n groot verdieping, dan net so in die tweede laaste episode, is daar hierdie twist in die storie, en die vrou vra vir hom, uit die bloute, in Johannes 4, en vra sy, dan staan daar, die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is, ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem. Die vrou vra hierdie teologiese vraag wat van nêrens afkom nie. Na hierdie diep, intieme pad, sy is oortuig van wie die Christus is, gooi sy hierdie vraag. Dis amper as sy besef, so God is regtig daar, maar dan wil ek eers 'n bietjie onderhandel. Dan het ek so 'n rede, ek het 'n verskoning, ek het hierdie dingetjie, daar's hierdie formule van aanbid, moet ons op hierdie berg aanbid, of op daai berg aanbid, en hierdie tempel, en ek wonder hoeveel keer het jy al 'n pad met iemand gestap, en wanneer daai persoon op die punt kom, wat dit voel, of sy, of hy uiteindelik gaan 'n tree vorentoe gee, is daar die formule vraagie wat inkom, of dalk in ons eie lewe, net vir ons hierdie diep ontmoeting met God kan hê, het ek eers kom ons noem dit 'n verskoning, wat ek neersit. En partykeer is dit baie geldig, maar partykeer het ons hierdie geneigtheid om te sê, ek wil nie my identiteit verander nie, ek wil nie omhels wat ek voor my sien nie, ek het my verskonings. En selfs in hierdie spasie, kom Jesus in, en Jesus sê vir haar, kyk, jy het hierdie gesprek oor jou formules, maar daar's iets dieper hier. En hy sê van daar is 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader gaan aanbid, in gees en in waarheid, en hy sê basies vir ons hierdie nuwe ding wat gaan gebeur, maar sy het dit so amper gemis. So die vraag wat ek vandag vir jou wil neersit, is waar hou jy vas aan verskonings? Waar hou jy vas aan formulietjies, amper regverdigings, om nie die volgende tree te gee nie? Kom ons bid saam. Here, u nooi ons nog so 'n groot rykdom en ryk lewe en koninkryk en nuwe ervarings toe. Here, help ons dat ons nie sal vashak met ons soms nietige redenasies en verskonings, en 'n groot verandering mis, en 'n groot nuwe lewe, en 'n groot nuwe aanbidding mis nie. Here, help ons om te kan sien, u is groter as al hierdie dinge wat ons soms so vinnig in die pad neersit. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.